Die familiealtaar, Bybellesing. En Farao se dogter het na die Nyl afgegaan om 'n bad te neem. Terwyl haar diensmeisie aan die kant van die Nyl heen en weer geloop het, toe sien sy die mandjie tussen die riete en stuur haar slavin en laat dit haal. Nadat sy dit oopgemaak het, sien sy die kind en kyk, dit was 'n seentjie wat huil en sy het hom jammer gekry en gesê, dit is een van die kinders van die Hebreërs. Toe sê sy suster aan die dogter van Farao, sal ek vir u 'n pleegmoeder uit die Hebreëse vroue gaan roep, dat sy vir u die seentjie kan soog? En Farao se dogter antwoord haar, ja, en die jong meisie het geloop en die seentjie se moeder geroep. Daarop sê Farao se dogter vir haar, neem hierdie seentjie en soog hom vir my, en ek sal jou loon gee. En die vrou het die seentjie geneem en hom gesoog. En toe die seentjie groot geword het, bring sy hom na Farao se dogter, en hy het haar seun geword, en sy het hom Moses genoem en gesê, ek het hom mos uit die water getrek. Eksodus 2 vers 5 tot 10. Boodskaplesing. Vir julle klein moeders hier vanoggend, wat ware moeders is, en ek weet daar is baie van julle, ek dink elkeen van julle, laat ek vir julle iets sê, mag God julle seën. Julle is die 5de evangelie, dink ek. Laat ek vir julle sê wat daarin is vir julle kinders. Net 'n klein dingetjie, want broer Neville sal waarskynlik vanaand oor moeders preek, of wie ook al van ons gaan preek, goed oor moeders, maar luister, laat ek julle iets vra. Onthou, toe Moses 'n klein seentjie was dit 'n moeder wat hom sy onderrig gegee het. Dit was 'n goddelike moeder wat klein Moses op haar knieë geneem het en hom alles geleer het. Sy was sy onderwyser onder Farao en het gesê, Moses, eendag gaan jy die kinders van Israel verlos. Jy is die seun wat geroep is. Hou jouself rein en onbesmet van die wêreld, want jy is die een. Ons weet nie van enige ander plek waar hy ooit na enige kweekskool of opleiding gegaan het nie. Hy het reg in Farao se paleis gebly, want 'n heidense plek was, maar sy moeder het hom geleer. Dit is 'n ware moeder. Sy het hom die gebooie van die Here geleer. Sy het hom gesê hoe hy heilig moet wees. Sy het hom geleer hoe hy moet leef en wat God vir hom sou doen en sou doen. En dit het by Moses gebly al die dae van sy lewe. En enige goeie, ware, loyale moeder wat haar klein babas neem, in plaas daarvan om hulle na rolprente en danse en sulke goed te stuur, en hulle op haar skoot sit, en hulle leer van die Here Jesus Christus. Die ander dag het ek met 'n moeder oor die telefoon gepraat, en die moeder het gesê, o broer Billy, my arme seun is in die moeilikheid. O, wat moeilikheid is hy in? Ek het gesê, ja, ek weet daarvan, suster, liewe, en sy het gesê, hy mag verkeerd wees, ek weet nie. Die een sê dit en die ander sê dat, ek weet nie, maar maak nie saak of hy reg of verkeerd is nie. Ek is lief vir hom, daar is dit, ek is lief vir hom. Hy het vir sy moeder gesê, ek is so mislei deur dit en dat. Moeder, ek glo jy is omtrent die enigste liefling wat ek regtig het. 'n Vrou wat waar is vir my en by my bly. Dit is 'n moeder se liefde. Dit is 'n ware moeder wat haar arms om haar baba sit. Maak nie saak of hy reg of verkeerd is nie. Sy gaan steeds na hom toe. En as 'n moeder so oor haar kind kan voel, hoeveel meer sal God dan nie so oor syne voel nie. Die inval van die FSA, 9 Mei 1954 deur William Marion Branham.